Aan die ewige God, ons verlosser op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid, die grootheid, die krag en die mag van altyd af, ook nou en vir ewig. Amen. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, U woord is volmaak en bekeer die siel. 'n Waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig. 'n Kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar omdat ons van nature blind is en onbekwaam is tot enige goed, en U ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig is nie, en verslaaf van hart nie, en U woord vrees nie. Daarom bid ons dat U ons duistere verstand wil verlig met U Heilige Gees, en ons wil gee sagmoedige hart, waaruit geweer word alle verwaandheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen U is, sodat ons, as ons U woord hoor, dit reg verstaan en ons lewe daarna inrig. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 6. Ons lees van vers 1 tot by vers 12. Die opskrif daar in die 2020 Bybel is terugkeer van die ark. Toe die ark van die Here 7 maande in die Filistynse gebied was, het die Filistyne die priesters en die waarsêers ontbied en gesê: "Wat moet ons met die ark van die Here maak? Maak aan ons bekend waarmee ons dit na sy plek toe moet terugstuur." Hulle het geantwoord: "As julle die ark van God van Israel terugstuur, moet julle nie sonder iets terugstuur nie, maar julle moet dit beslis met skadevergoeding vir die Here laat teruggaan. Dan sal julle gesond word en dit sal vir julle duidelik word waarom sy hand nie van julle wyk nie." Die Filistyne vra toe: "Wat is die skadevergoeding wat ons moet terugstuur?" Hulle antwoord hom: "In ooreenstemming met die getal Filistynse heersers, 5 swelsels van goud en 5 muise van goud. Want een en dieselfde plaag het julle almal en ook al julle regeerders getref. Maak dan nou afbeeldings van julle swelsels en van die muise wat julle land verniel en betoon daardeur eer aan die God van Israel. Miskien maak hy sy hand dan ligter op julle, julle gode en julle land. Waarom sou julle onversetlik wees, soos die Egiptenare en die Farao onversetlik was? Was dit nie toe die Here hulle vir die gek gehou het nie, dat hulle die Israeliete laat gaan het en hulle getrek het nie? Kry dan nou 'n nuwe wa gereed, as ook 2 koeie in die melk, wat nog nie onder die juk was nie. Span die koeie dan voor die wa in, maar keer hulle kalwers agter hulle weg huis toe. Neem dan die ark van die Here en plaas dit op die wa. Die goue voorwerpe wat julle vir die Here as skadevergoeding teruggee, moet julle langsaan in 'n saalsak neersit. Stuur die ark dan weg, laat dit gaan, maar hou dit dop. As dit met die pad na sy gebied opgaan na Bet-Semes toe, is dit hy wat hierdie groot ramp oor ons gebring het. Indien nie, sal ons weet dat dit nie sy hand was nie, wat ons getref het nie, dan het dit toevallig met ons gebeur." Die manne het toe so gemaak. Hulle het 2 koeie wat in die melk was geneem en voor 'n wa ingespan, maar hulle kalwers is teruggehou by die huis. Hulle het die ark van die Here op die wa gesit en ook die saalsak met die goue muise en die afbeeldings van hulle swelsels. En hier is ons fokusvers. Die koeie het met die pad langs reguit in die rigting van Bet-Semes geloop. Met die een hoofpad het hulle geloop, al bulkende, terwyl hulle nie links of regs afgedraai het nie, terwyl die Filistynse heersers agter hulle aanloop tot by die grens van Bet-Semes. Geliefde broeder en suster, die tema van ons prediking vanoggend is God se soewereiniteit strek oor alles.
Nou sal jy dalk dadelik vir my vra, wat beteken soewereiniteit? So 'n groot woord. Miskien weet meeste van ons dit, maar kom ons verduidelik dit kortliks. Soewereiniteit beteken dat God almagtig en alwys en alomteenwoordig en alwetend is. Hy is aan niemand verantwoording verskuldig nie. Hy kan doen wat hy wil en hy hoef hom aan niemand te verduidelik hoekom hy dit doen nie. Alle mag behoort aan hom in die hemel en op die aarde, so bely ons in die skrif. So eintlik is dit net God wat soewereiniteit het. Daar word soms van mense gepraat wat soewereine is, maar is maar 'n skraal afskaduwing van wat God regtig is en wat sy soewereiniteit verteenwoordig. Nou is die vraag wat na ons kant toe kom. Hoe voel ons en hoe reageer ons oor God se soewereiniteit? Miskien glo ons dit in teorie. Ons glo dit in die breë lyne van die geskiedenis, in ons land se geskiedenis, in ons volk se geskiedenis. Dat God almagtig is en enige iets kan doen. Niks is vir hom onmoontlik nie. Maar wat dan van die klein persoonlike dingetjies? Wat van jou lewe van elke dag? Van die welstand van ons kinders? En wat in die oomblik in ons land aan die gebeur is, en wêreldwyd. Die huidige gebeure, die COVID-pandemie. Dan wonder mens soms, is hierdie soewereine God, is hy betrokke by ons, elkeen, in ons klein individuele probleme waarmee ons stoei, en waarmee ons worstel. Dit laat my dink aan die ou evangeliese gesang, wat almal van ons mee groot geword het. Die swaalkies behoed hy, beklee met gras die dal. Kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Dit het my altyd getref, selfs as kind. Hierdie geweldige kontras, die kleinste wurmpie wat daar is. En hoe klein kan hulle word? En dan hierdie God wat sorg vir die groot heelal, wat onmeetbaar is. Kom ons gaan terug na die teks wat ons gelees het. 1 Samuel 6 vers 12. En dan gee ons 'n bietjie agtergrond daarvan. In 1 Samuel 5 lees ons van die ark van die verbond wat weggevoer is. En langs Dagon hulle God neergesit is. Miskien net 'n nota oor die ark. Die ark is soos 'n langwerpige kas wat op 'n spesiale manier vervoer is en wat heilig was. Want die ark het eintlik God se teenwoordigheid versimboliseer hier op aarde. En daarom wou die vyande die ark kry, want dan dink hulle het hulle God in hulle kant en God in hulle sakkie. En daarom was dit vir die Jode 'n verskriklike ding dat die ark weggevoer is uit hulle eie land en in 'n vreemde land geland het. Maar nou straf God hulle omdat hulle die ark weggevoer het. En daar gebeur allerlei woeste goed met hulle, pesswere, pla, baie is dood, daar's beroering. En hulle is deur mekaar en hulle vra, stuur asseblief net die ark van God van Israel weg. Laat dit na sy plek toe teruggaan, sodat dit nie ons mense kan doodmaak nie. Ironies genoeg het hulle die ark in die tempel van Dagon gesit. Dagon is hulle God. En elke oggend dan lê die beeld van Dagon omgeval. Die tweede oggend is altyd die arms af en die kop. En dan sê hulle, God se hand is swaar op ons God Dagon. En ek wil mense glimlag kry om te dink, wat help het om 'n God te hê waarvan hy niks vir jou kan doen nie. Hy val ook maar om. En die eintlike God is die een wat hom tref. En nou moet hulle planne maak hoe om hierdie ark weg te kry uit hulle gebied uit, dat hierdie ellendes ophou. Ons lees op ander plek van die rotteplaag
wat hulle 'n land opgevreet het. Daar was 'n klomp goed wat hulle getref het. Wat moes hulle doen? Hulle moes goeie afbeeldings maak van die 5 pesswere en 5 muise, om die 5 regeerders te verteenwoordig, blykbaar 5 stede dan, wat regeerders gehad het. En die goed moes hulle saam in die ark terugstuur na Israel toe, na Bet-Semes toe. Maar die volgende reëling was veral baie belangrik. Neem 2 koeie wat nog nooit ingespan was nie, en pas gekalf het, en laat hulle die wa trek waarop die ark geplaas is. Die logika agter hierdie besluit was dat dit teenatuurlik is dat koeie wat pas gekalf het, nie hulle kalfies sal soek nie. Hulle sal ronddwaal op soek na hulle kalfies. So is diere geskep, so is koeie geskep. As die koeie egter na Israel toe gaan, wat hoogs onwaarskynlik is volgens hulle redenasie, is die moontlikheid daar dat God soewerein is en dit so beskik het. En inderdaad die ware God is. Maar hulle logika het nie so gewerk dat hulle meen dat die natuurlike neiging van die koeie oorweldig kan word en van besit geneem kan word. En die logiese sou wees dat die koeie hulle kalfies sal soek in die omgewing. En nie 'n saak het met die ark wat hulle moet dra nie, moet sleep nie. Maar hierso het die Filistyne nie rekening gehou met God se soewereiniteit nie. Dat God kan doen wat hy wil, en dat hy kan iets wat hy self in die natuur geskep het, omdraai en omkeer. Hy kan iets doen teen die natuur in, van byvoorbeeld hierdie 2 koeie. Hulle het gemaklik vergeet hoe God hulle getref het met swere, met ander pla, wat alles tekens is van sy soewereiniteit, van die feit dat hy hulle straf, dat daar weet daar's iets verkeerd wat moet reggestel word. Hierdie Filistynse priesters, en waar sê is meen is 'n goeie manier om God te toets, dink hulle. Maar hou tog die agterdeur oop, dat as die koeie nie na Bet-Semes toe gaan nie, dan weet ons dat dit nie hy was nie. Dan was dit maar iets wat toevallig gebeur het. En hoe dikwels gebruik ons nie die woord toevallig nie. En ons weet, in ons diepste wese, is daar nie so iets soos toevalligheid nie. Dis alles so beskik deur die soewereine God van hemel en aarde. Na alles wat hulle sien gebeur het en wat God gedoen het, sien hulle steeds nie God se soewereiniteit raak nie. En hulle wil sy almag toets. Gaan lees mens op ander dele in die Bybel, dan sien jy hoe dat God teen die natuur ingaan op verskillende plekke om sy almag te betoon. Dink maar aan William se donkie wat begine praat het. Dink maar die volk Israel wat droogvoets deur die woestyn, deur die see gegaan het. Soos daar baie ander plekke in die Nuwe Testament, die opstanding uit die dode. God heers oor die natuur as soewereine God. Nou word daar baie duidelik beskryf hoe dat hierdie koeie wat die wa getrek het waarop die ark van die verbond is, het reguit met die pad na Bet-Semes toe geloop. Hulle het nie links of regs weggedraai nie. Met die regeerders al agter hulle aan. Dis asof die Here beheer geneem het van hierdie 2 redelose diere en vir hulle gestuur het na Bet-Semes toe. Wat mense nie kon doen nie. Dis teen die natuur in van die 2 koeie om dit so te doen. Toe die koeie met die wa en die ark in Bet-Semes aankom, was daar groot blydskap gewees. Hulle het offers gebring en die ark het na 7 maande teruggekom in Israel. Wat leer ons vandag wat duisende jare verwyder is van hierdie gebeurtenis, van hierdie vertelling? Wat leer ons vandag van God se soewereiniteit? Onthou,
Dis nie net 'n mooi storieetjie wat in die Bybel geskryf is hierdie wat interessant is nie. Dit is deel van God se openbaringsgeskiedenis. God se openbaringsgeskiedenis wat begin by die skepping en dwarsdeur geloop het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament met die koms van Christus en wat uitloop op die volëinding van alle dinge. Nou, as God 2 redelose koeie kan gebruik in sy soewereine wil, hoeveel te meer kan hy ons nie gebruik as denkende mense nie, ons wat logies redeneer, wat planne maak, wat dinge raak sien, wat wetenskaplik opgelei is. Hoe kan ons hom nie ook beter dien as ons verstaan en saamwerk met sy soewereine wil nie? In hierdie gedeelte is daar vir ons 'n geweldige troos. Want dit sê dat God oor alles regeer en alles regeer binne in die wêreld. Psalm 24 staan daar: die aarde behoort aan die Here, die wêreld en die volheid van die wat daarin woon, ook hierdie 2 arme koeie. Maar daar is ook 'n waarskuwing. Ons sal net by die waarskuwing kom. Die waarskuwing dat as ons nie binne hierdie soewereiniteit van God hom raak sien en so lewe nie, dan tel ons teëspoed op. Dan kom daar probleme. Dus in die eerste plek, dink ek, sê die skrifgedeelte vir ons, God is in beheer van alles en almal. En dis 'n groot troos vir ons, ook nou in hierdie moeilike tye. Ons is nie uit God se hand uit nie. Dis nie die duiwel wat baas speel nie. God is steeds daar. Deur sy gees werk hy in mense. Beskik hy dinge, bewaar hy ons. In die tweede plek, ek weet nie of u al so ervaring gehad het nie, ek self het dit 'n paar keer in my lewe gehad. Dat mens slegte dinge beleef het, dinge wat jou in die dieptes invat, wat jou deur 'n drif vat, deur die donker doodsdal, om dit so te noem. En hoe jy daardeur gekom het. En jy dit beleef en jy dit ervaar. Nou, as jy dit toe kon gedoen het, as God toe jou daardeur gehelp het, kan hy jou nou ook weer. Maar baie mense twyfel. Dan vra jy vir hulle, het daar nie iets moeiliks in jou lewe gebeur 10, 20 jaar gelede wat God jou deur hierdie krisis gedra het, nie finansiëel miskien, of iets met jou kinders, of in die familie, of jou loopbaan? Dan sê ja, dan sê ek net maar, hierdie krisis waarin jy nou sit, is eintlik kleiner, as waar God jou deur gehelp het, in sy soewereine wil, en sy liefde. As beraader, gee ek baie keer vir mense die wenk, om hulle eie Bybel te skryf. Dit klink nou 'n bietjie gevaarlik, want daar is net een Bybel. Maar kom laat ek verduidelik. As jy gaan neerskryf, nadat jy deur 'n krisis is, hoe dat God jou gehelp het, en jou familie gehelp het, en ander gehelp het. En jy kry weer swaar vorentoe, daar kom weer iets baie moeilik op jou pad. Gaan lees die vorige goed. Gaan lees jou eie Bybel, om te sien hoe het God jou gehelp. Want ons vergeet so gou, so maklik. As ons daardeur is, baie keer dan dink ek, dank ons nie eens God behoorlik vir die krisis waarin ons was nie. So, skryf jou eie Bybel, jou eie ervaring, belewenis. Sit dit maar ergens weg, of in 'n dagboek, of in 'n joernaal, of wat ook al. En hou dit. Miskien gaan jy vorentoe in jou lewe dit nodig kry. Miskien gouer. Maar doen dit, want dit is 'n wonderlike, kom ons noem die woord, argivale middel, om jou te herinner wie God is, en wat hy doen in jou lewe en in ander mense se lewe. Terloops, is die hele Bybel nie 'n beskrywing van mense se gebeure nie. Die Bybel is nie 'n dogmatiek handboek of 'n etiek handboek van sê hoe jy moet lewe en hoe jy nie moet lewe nie, in die eerste plek nie.
Dit gaan oor God se bemoeienis met mense, lewende mense soos ons, met swakhede, met sondes, met mislukkings, ook met goeie dinge, met blydskap en vreugde. Die Bybel is uiteindelik vol daarvan hoe genade God met mense werk. Dit gaan nie oor die mense in die eerste plek. Daar's baie teoloë, kritiese teoloë wat sê, maar die Bybel is eintlik maar net 'n neerslag van wat mense ervaar het en dan neergeskryf het. Nee. Die Bybel begin by God wat homself geopenbaar het op verskillende maniere. En mense het daarna gereageer. Hulle het nie eers begin dit neerskryf nie. Dis God wat alles begin het. En wat ons as Nuwe Testamentiese gelowiges moet onthou, is dat God se soewereiniteit, sy as het ware plan, sy wil met die wêreld, het ook ingesluit dat hy Jesus Christus gestuur het. Die wêreldgeskiedenis het so vasgeloop en die mense het so sleg geword. En God het gesê, hy stuur sy enige gebore seun om te gaan betaal, sodat daar redding is, dat almal nie uitgevee word soos by die sondvloed nie. Sodat almal nie hel toe gaan nie, want dis wat ons verdien het. Maar nou het Christus gekom en God het hom gestraf. Dit was deel van sy soewereine wil. Die magte van die Satan het op hom aangeval, op sy volgelinge almal, maar uiteindelik het God altyd oorwin, want hy is soewerein, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Jy sien, God se soewereiniteit mond uit in ons lewe, in liefde. Liefde vir ons, wat hy in Christus bewys het. Ek dink, ons kan nie dit mooi deurdink nie, want dit is vir ons as menslike verstand, ons menslike verstand te groot. Hoe ouer ek word en hoe meer ek lees en studeer in die teologie, besef ek, Jesus Christus is die middelpunt van alles. Dis immers hoekom ons Christene genoem word. Dis immers hoekom die wêreldtelling, selfs deur mense wat nie in Christus glo nie, begin het by hom, na Christus en selfs voor Christus, by party berekenings. In Kolossense 1 vers 17 staan daar, in hom hou alles stand. Christus as ware die middelpunt. En dis ook deel van God se soewereine wil, dat Christus gekom het en vir ons sondes betaal het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het hemel toe, dit wat ons bely elke Sondag. En dis die groot troos vir ons. Ons is nou op pad hemel toe. Ons is nie op pad hel toe nie. Ons hoef nie iets te doen, ons kan ook nie iets doen om onsself te red nie. God se soewereiniteit is groter en sterker as ons sondes. En dis 'n vooruitsig vir almal van ons, in hierdie dae wat mens naby familie en vriende verloor aan die dood. Ons weet, ons is op pad hemel toe, en nie op pad hel toe nie. Jy sien, hoe wonderlik is die Bybel. Daar staan in Psalm 119 vers 105, U woord is die lig op my pad en die lamp vir my voet. Lig op my pad soos 'n straatlig, wat vir my die hoofroete aandui, maar ook 'n lamp vir my voet soos 'n flitslig, dat ek nie hierso in iets val, in 'n gat val en trap en val nie. En daarom is dit wonderlik dat hierdie gebeurtenis eeue gelede van 2 koeie, beskrywing van 2 koeie wat 'n wa trek, konfronteer ons weer vandag in Julie maand 2021. En sê vir ons, God is soewerein. Hy beskik alles, selfs bo ons menslike denke uit. My boodskap aan u vanuit die skrif is dat hierdie boodskap, hierdie enkele boodskap,
moet die huis toeneem, versprei dit aan ander. Vertel vir ander dat God soewerein is. Hy kan enige iets doen, selfs wonderwerke, selfs teennatuurlike goed. En hy het dit gedoen, en hy doen dit steeds. Ons werk is net om dit te glo en dit raak te sien. En dan moet ons bid vir insig daarin. En baie keer is ons maar bietjie dof. En daar moet ons bid dat die Heilige Gees ons lei om dit raak te sien. Amen. Na die slotseën gaan ons 'n lied speel wat ons almal behoort te raak in hierdie dae besonder treffend is. Mag die Here Jesus Christus julle sy genade gee. Mag God julle sy liefde gee. En mag die Heilige Gees altyd by julle almal bly. Amen.